Goed mense, as julle die Bybels vir julle het, Kolossense 3, ek lees 1 tot 5 en dan 7 tot 15 en dan 17. Kolossense 3. Jy kan maar enige Bybel gebruik, dit is naaste by dieselfde. Goed. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Jy sien waar die belydenis vandaan kom, né? Ons het net nou gelees, hy sit aan die regterhand van God. Dit kom uit Paulus se Kolossense. Waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aarde gerig is, doodmaak. Vers 8, maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het. Daar uitgetrek is belangrik vir die preekse tema. Uitgetrek het. En die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy skepper vernuwe word. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en sy geliefdes is, beklee, sien daar's weer die woord, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle, bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep, en wees dankbaar. Vers 17, en wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl hulle God, die Vader, deur hom dank. Dan Efesiërs 4, vers 20 tot 24. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, hy bedoel om soos die heidene te lewe. Julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor, en julle is oor hom onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. En dan weer die belangrike woorde, ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Tot sover die woord van die Here, salig is die wat dit hoor en dit ook doen. Kom ons kyk 'n bietjie na ons klerekas. Ons het mos almal verskillende soorte klere in ons klerekas, ons hangkas. In die algemeen kan ons sê daar is somerklere en daar is wintersklere. Of daar is ook werksklere waarmee jy miskien die huiswerk doen, of in die tuin gaan werk, of jou kar was, of wat jy al wil doen, maar dit is jou werksklere. Dan is daar miskien die goeie informele klere. As jy miskien 'n koffie iewers sal gaan drink, vir vriende gaan kyk, dan trek jy dan so bietjie beter aan, as wat jy in die huis rondloop, of jou werksklere aan het. En dan is daar ons deftige klere. Dis nou die wat julle almal vanmôre aan het. Klere vir spesiale geleenthede, soos troues en funksies of julle kerkklere. Nou soos julle gehoor het, het ek dit beklemtoon ook in die lees van die gedeelte,
gebruik Paulus in ons gedeelte die beeld van klere aantrek en uittrek. In 'n figuurlike sin van die woord. Hy bedoel dit nou nie letterlik, hy bedoel dit figuurlik. Nou deur so alledaagse beeld gebruik in die Bybel is altyd vol mooi beelde wat ons uit die daaglikse lewe kan kry. So alledaagse beeld van klere uittrek en klere aantrek maak Paulus dit vir ons maklik om te verstaan wat hy gaan sê in die gedeelte, sodat ons dit maklik kan toepas op ons innerlike geloofslewe. Want Paulus bedoel daarmee dat die innerlike mens, ons innerlike wese, ons innerlike lewe, vir God so mooi en aantreklik en aanvaarbaar moet wees, soos wanneer ons gaan en mooi klere aantrek vir 'n baie mooi geleentheid. In 1 Petrus word ons ook gewaarsku dat ons versiering in die eerste plek nie uiterlik moet wees nie, maar ons skoonheid vir die Here lê in ons innerlike mens, in ons innerlike versiering. In die lig hiervan, hierdie beeld van klere uittrek en klere aantrek, gaan ek dat ons vandag 'n bietjie kyk na ons geestelike klerekas. En dan 'n geestelike klerekas, nie hierdie nie, geestelike klerekas. Met die geestelike klere wat ons vir God moet dra. Waarmee ons bedoel dat jou lewe so vir God moet wees, dat dit hom verheer. Maar voordat ek na die geestelike klerekas toe stap met vir julle oopmaak, en vir julle navolg van Paulus wys wat se klere is daar in hierdie klerekas, moet ons onsself eers hierdie vraag afvra. Wat gee ons die reg, of die voorreg, om voor die Bybelse klerekas te gaan staan en klere uithaal wat God vir ons gekies het en dit aantrek? Hoe kom dit so? En dit kom ons nou by Paulus uit. Luister nou mooi wat sê Paulus. Ek lees dit weer vir ons mooi deur. Hy sê, asof aangesien julle dan saam met Christus geestelik opgewek is. Streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God is. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde. Hy bedoel nou nie huis en kar en kos en daai goed, hy bedoel aardse dinge. Aardse dinge. Julle het immers gesterf geestelik, en julle lewe saam met Christus nou by God verborgen. Hy hou dit daar vir ons. Aangrypende en diepgaande woorde wat Paulus geskryf. Nou hiervolgens is daar 2 dinge wat ons nou moet kyk. Eerstens beteken dit dat gelowiges is mense wat as ware saam met Christus werklik geestelik gesterf het vir die ou wêreld. En saam met hom opgewek is tot 'n nuwe lewe. Dit beteken eenvoudig dat, soos Paulus hier sê, Christus is nou ons lewe. Vir my is die lewe Christus. Ek is nou in hom. Ek is saam met hom opgewek tot 'n nuwe lewe. Ek is 'n Christus mens. Ek is 'n Christen. Nou dit beteken dat daar 2 dinge is wat ons moet voorna kyk. A, ons moet dit bedink wat daarbo is. Wat is daarbo? Dit is die dinge wat by God hoort. Dit is die dinge wat in God se wêreld figureer. Wat sy wil is. En B, ons moenie dink aan die aardse dinge. Ons moenie dat die aardse dinge ons lewe beheers nie. Dit is dinge wat indruis teen God se wil vir ons. En daarom sê Paulus, en ek het dit ook in my Kersboodskap aangehaal, julle sal dit onthou, daarom sê julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word. Dis die aardse dinge, hierdie wêreld nie. Maar julle moet verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan weet wat God se wil is. As jy nie jou denke, jou kop skuif, jou hele lewe verander, dan gaan jy nooit weet wat God werklik wil vir jou lewe. Dan luister jy eerder na wat die wêreld wil vir jou lewe. Hy sê ook in Efesiërs 4, julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Dus, as dit so is, en Paulus neem aan dit is so, dat ons wat hier sit gelowiges is, mense wat in Christus vir die sonde gesterf het, en saam met hom in die geloof opgewek is, tot 'n nuwe lewe, dan moet ons anders wees,
En dan moet ons anders lewe as ongelowiges. As gelowiges moet ons dan werklik ons kop skuif maak. Ons denke, ons doen, ons late moet op God gefokus wees, op God gerig wees. Op die dinge van God, nie die wêreldse siening van die lewe nie. Die wêreldse siening van die lewe is onsin. Dit kom nie by wysheid van God uit nie. Hoor wat sê Paulus van wêreldse mense. Dis nie ongelowiges. Julle moenie soos die ongelowiges met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister. Hulle is vervreem van die lewe met God. Hulle ken God nie. Omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Maar dan sê Paulus, maar julle wat nuut gemaak is, julle wat in Christus, het Christus mos nie so leer ken nie. Inderdaad nie. Met hom is ons herskep tot nuwe mense. En hy is nou mos die middelpunt van ons lewe. Nou, met hierdie beginsel van Paulus as agtergrond, kom ons gaan nou weer na ons klerekas kyk. As ons byvoorbeeld 'n besondere funksie die aand gaan het, wat doen ons? Ons trek ons huisklere, ons werkklere uit, ons gaan badkamer toe, ons was ons sit parfuum aan, ons spuit reukklere en die goed. Ons maak ons mooi. Ons wil graag ons deftige klere aan hê. Ons wil graag mooi lyk vir die mense. So dan kyk dat die mense sien, ons sit daar nie maar net so 'n skorrie-morrie nie. Net so sê Paulus, moet ons as God se nuwe mense die klere van die ou mens uittrek, voordat ons kan kleed met God se geestelike klere vir ons. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse dinge gerig is, sê Paulus, doodmaak. Ek het nou reeds gesê, aardse dinge is dit wat nie strook met God se wil nie. Dit is goed wat in die wêreld gebeur. En hy herhaal dit in vers 8, maar raak ook ontslae van die sondige dinge in julle lewe. Wat Paulus ons almal op die hart wil hê is daarom, omdat ons dood is vir die sonde, omdat ons lewend gemaak is deur God se Gees, moet ons die verkeerde dinge in ons lewe doodmaak. Afsterf, opsê, vermy, laat staan. Ons word nie volmaak as ons 'n Christen word. Ons sit nog met hierdie goed. En dit moet ons laat staan en doodmaak. Wie nog sulke dinge koester in hulle lewe en deel maak van hulle lewe, kan God tog sekerlik nie behaag nie, maar net sy Gees bedroef. Daardie Gees het ons verseël as die eiendom van God. Dis wat 'n seël beteken in die ou tyd. Jy seël iets, jy druk die stempel op en dis nou my eiendom. Ons is deur die Gees, toe ons gedoop is, verseël as God se. En as God se eiendom, as God se kinders, het hy vir ons nuwe geestelike klere gegee. Verlossingsklere. Klere wat Christus vir ons deur sy dood en opstaan verwerf het. Gratis verniet. Hulle is daar. So dis hierdie klere van die verlossingsmens, van die nuwe mens wat ons moet aantrek. En daarom sê Paulus, ja, trek die nuwe mens as 'n kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Want God het ons mos nie geskep. Want deur die geloof is julle almal kinders van God, sê hy. Want julle wat in Christus gedoop het Christus as 'n kleed aangetrek. Daarom moet ons elke dag, wanneer ons fiets opstaan en voor ons klerekas gaan staan, ons wil aantrek vir die dag, sy besigheid of sy werk of wat ook al, moet ons so gaan staan voor ons geestelike klerekas. En gaan kyk na daai nuutgemaakte, nuutgekoopte Christusklere wat daar vir ons hang, wat ons moet aantrek, want ons behoort aan hom. Ons kan nie vir Christus vuil sonde klere aantrek nie. Die Bybel is 'n klerewinkel. Dis 'n groot klerewinkel. Kom ons gaan stap 'n bietjie daarin. Ons gaan kyk wat hang daar. Ek gaan so 'n paar klere stukke vir julle wys wat daar hang. In 'n gemeenlewe. Dink maar as ek dit so noem, wat roep dit by jou op? Nederigheid, sagmoedigheid. Hier hang geduld, daar verdraagsaamheid, vergifnis, liefde, vrede, dankbaarheid, eerbaarheid, begrip vir ander mense, vriendelikheid, blydskap, getrouheid,
selfbeheersing. Die Bybel se winkel is vol wonderlike klere wat God vir ons geskep het. So hier is ons almal 'n uitdagende taak en opdrag. Kom ons gaan kyk 'n bietjie in ons geestelike klerekas. Wat hang daar? Wat hang daar? Is dit vol van hierdie Christelike deeg, hierdie mooi dinge wat God vir ons gee en wat deel moet uitmaak van ons lewe? Hoe aarde hang daar dalk iets in my klerekas wat nie daar hoort nie? Haat, afguns, woede, leuns, onvriendelikheid, liefdeloosheid, ongeduld. Daai tipe klere moet ons asseblief uithaal uit ons geestelike klerekas uit. Hoor tog sê wat Paulus, julle het met die ou sondige mens mos gebreek en leef nou die nuwe lewe wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van God. Hoe meer ons Christelike deugde aanleer, hoe meer ons klere van God se Bybelwinkel in ons klerekas sit, hoe meer gaan God ons vernuwe na die beeld van Jesus. Maar kom ons kyk nou na 'n paar kledingstukke wat hoort by God se wil vir ons lewe. Nou ek het besluit om net 7 te vat. Anders gaan ons die hele oggend hier sit, daar is net te veel. Maar ek wil hê dat julle julle Bybel lees. Kyk 'n bietjie na al die mooi deugde wat in die Bybel vir ons genoem word. Skryf dit op, dink daaraan. Pak dit in julle klerekas. Daar is so baie. Die Bybel is vol daarvan. Dis maar wat gebeur as 'n mens te veel praat. Goed, ek gaan die eerste kledingstuk vir julle noem. Verdra mekaar. Verdra mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met liefdevolle geduld. Nou die kledingstuk van verdraagsaamheid, sê Paulus, gaan oor die eenheid en die opbou van God se kerk. Van elke gemeente en van mekaar as lidmate, as medegelowiges. Jesus sê, Paulus sê, laat elkeen van ons sy medegelowige behaag met die oog wat vir hom goed is vir sy geloofsopbou, eenheid. Sy kerk, sê Paulus, is 'n liggaam. Dis 'n liggaam waarvan elke gemeente met al sy lidmate mekaar moet ondersteun en mekaar opbou, sodat ons as 'n gemeente, as 'n kerk van Jesus in hierdie donker wêreld kan funksioneer vir God. 'n Liggaam, gemeente waarvan die ledemate of die lidmate dan in disharmonie is, kan mos nie vir God funksioneer. God kan nie aan so 'n liggaam deel hê nie. Petrus sê, ons is 'n gebou waarvan al die gelowiges ingebou word soos stene, en elke een wat tot geloof kom in Jesus word soos 'n steen in sy gebou ingebou, sodat die heilige tempel in 'n wonderlike geestelike woonplek vir God is. Daarom sê Paulus, aanvaar mekaar soos Christus julle aanvaar het tot eer van God. Is dit nie 'n wonderlike evangelie woord nie, dat Christus vir jou en my aanvaar het net soos ons is, wie ons is. En as ons die kledingstuk van verdraagsaamheid aantrek teenoor mekaar kan verdra, dan lewe ons tot eer van God. En is dit dan nie 'n wonderlike voorreg nie? Wat hiermee saamhang is 'n tweede kleed. Vergewe mekaar, soos Christus ons vergewe het. Nou, ja, ek weet, dis 'n baie moeilike, maar 'n noodsaaklike kledingstuk om te dra, veral tussen medegelowiges. Vergifnis versien jou nie net met die ander persoon nie. Vergifnis genees ook terselfdertyd die seer in jou eie hart wat jou aangedoen is. En die opdrag om mekaar te vergewe berus natuurlik op God se vergifnis van ons. Onvoorwaardelik skenk hy dit nog elke dag vir mense wat daarom vra. Onthou Lukas se weergawe van Onse Vader. Lukas sê, vergewe ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons iets verskuldig is. Kan jy dit nasê as jy bid vir God om vergifnis van jou eie sondes? Vergewe my Vader, want ek vergewe my medegelowige, my medemens.
Jesus sê dit ook mos baie duidelik in Matteus. Hy sê as julle medemense se oortredinge vergewe, gaan God julle vergewe. As jy dit nie doen nie, gaan hy dit doen. Gaan dit in jou hou. Ek wil so 'n bietjie speel met die woordjie vergifnis. Hy het 3 lettergrepe: ver, gif en nis. Die middelsteen is gif. En dit is wat ons doen as ons nie vergewe nie. Ons gooi gif in mekaar se harte. In plaas van vergifnis, vergif ons mense met 'n woord of 'n gesindheid wat nie hoort by die kinders van die Here. Ek kom nou sekerlik by een van die belangrikste klerestukke daar in die winkel. Beklee julle bo alles met die liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Hoekom? Hoekom is die liefde die band wat alles volmaak saambind? Want die liefde is geduldig, is vriendelik, is nie afgunstig, nie grootprater, nie verwaand, nie hoogmoedig nie liggeraak. Hou nie boek van die kwaad nie. Jy het dit mos gister gedoen. Doen dit nie. Soek nie sy eie belang nie. Jou medegelowige, jou vrou of jou man of jou kind, dit is partymal die belangrikste waar jy moet kyk. Nie sy eie belang nie. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Andrew Lloyd Webber se liedjie Love Changes Everything bevat onder andere hierdie woorde. Hy sê Love changes everything. How you live and how you die. Love will never let you be the same. En dit is waar van die Christelike liefde. As God se liefde die dag in jou hart werklik inkom, dan verander dit jou. Anders het jy nie sy liefde in jou hart nie. Dit maak jou anders as ongelowiges. Dit draai jou lewe om, sodat jy nooit weer dieselfde ou mens kan wees met wrok en haat en al daai goed in jou hart. Wie nie lief het nie, ken God nie. Dit sê Johannes. Wie nie lief het nie, ken God nie, want God is die liefde. Dis sy kenmerk by uitstek. Ek kan oor die Christelike liefde nie praat soos Paulus nie. Hy doen dit so wonderlik in 1 Korinte 13. Lees dit oor en oor. Moenie bang wees om te vat en net om te lees nie. Want as ons dit lees, dan verstaan ons hoekom die Here sê, dit is die kern van die groot gebod van God. Liefde vir hom en liefde vir jou naaste. Daarsonder val alles plat. Dit is waar wat Paulus sê. As jy dit nie het nie, is dit verby. Dis 'n wonderlike kleed, moeilik een om te dra, maar ons moet. 'n volgende kleed is laat die vrede van God in julle harte heers. Ons lewe is dikwels so vol onrus en onvrede. Daar is egter 'n vrede wat net God jou kan gee. Dit lei in 'n ongekende wêreld waar daar in jou innerlike lewe rus kan kom ten spyte van wat om jou voed. Iemand het eendag toegepas op die disippels op die skip op die storm op die see van Galilea. Daar is hulle vol rasende angs en vrees, ons gaan dood. Maar hulle vergeet dat saam met hulle op die boot is die Here wat alle storms beheer. Die God van vrede is by jou midde al jou lewensstorms. Wat jy ook al tuister. Die God van vrede is daar by jou in jou boot op daai lewenssee. So twyfel, onsekerheid en bekommernisse bring onrus en dit vernietig partymal die gesondheid van ons innerlike lewe. Ons moet leer om ons lewe te koester in sy vrede en dan sal sy vrede soos 'n kleed om ons hart gevou word om ons te beskerm. Paulus sê, omdat ons nou op grond van ons geloof vrygespreek is, het ons vrede by God, het ons vrede met God. Maar die vrede met God en by God beteken ook dat ons dit met mekaar sal deel, mekaar weer eens sal onderskraag met ons vrede. Kom ons streef dan na die dinge wat ons onderlinge vrede en mekaar opbou, want God het ons tog geroep tot vrede. Die vrede is inderdaad een van die vrugte van die Heilige Gees.
steek jou geloofshand uit, vat van die Heilige Gees, die kleed van vrede en trek dit aan, en kom tot rus in God. In Filippense sê Paulus, dink aan alles wat mooi is, dink aan alles wat 'n deug is, dan sal die God van vrede met jou wees. Wonderlike kleed. Moenie dat onrus jou geestelike wrak van jou maak. God se vrede is daar om jou te genees en jou rus te gee. Dit is die enigste vrede wat werk. Die volgende kleed is dankbaarheid. Wees dankbaar. O ja, dankbaarheid. Paulus sê, wees onder alle omstandighede dankbaar. En dit is mooi luister, wees onder alle omstandighede dankbaar. Want dit is God se wil vir julle lewe. Elke dag is genadedag. Ons weet dit mos as kinders van die Here. Daarom vra elke dag dankbaarheid. En dankbaarheid bring 'n wonderlike vrug in jou lewe, dat jy tevrede met jou God die pad kan stap. Want hy is jou hemelse Vader. Ondankbaarheid is 'n afstootlike siekte. Selfs Jesus was verstom toe hy 10 mense wat melaats was genees het, en net een kom terug met 'n lied van dankbaarheid in sy hart. Net een uit 10. 'n bekende teoloog het opgemerk dat dankbaarheid teenoor God een manier is om hom te verheerlik en om te erken as ons God en Vader wat met elke dag vir ons sorg en ons omgee. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 28 so mooi. Laat ons dankbaar wees en God deur ons dankbaarheid dien. Dankbaarheid maak God se hart bly. Net in die volgende vers sê hy, ons moet tevrede wees, want God sê, ek sal jou nooit verlaat. Ek sal jou nooit in die steek laat. Wees tevrede met wat ek vir jou gee in die lewe. Ondankbaarheid, dink ek, onderdruk God se krag en sy wonderlike versorgende teenwoordigheid in ons lewe. Ondankbaarheid stoot God so af van ons al reg. Kom laat ons die wonderlike kleed van dankbaarheid aantrek, sodat ons lewe vir God blydskap kan wees. Sy voorlaaste kleed, dit is raak amper klaar met die 7. Die voorlaaste is, wat julle ook al doen, in woord en daad, doen dit alles in die naam van die Here Jesus. Wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here, nie soos vir mense. Doen alles in die naam van die Here. Want sien, Jesus moet vir ons altyd wees die maatstaf van ons denke. Die Here moet in ons kop wees. Hy moet die maatstaf wees van ons woorde, hy moet op ons tong wees. Hy moet die maatstaf wees van ons hande, om ons te rig op dinge wat goed is. Dit net daarom, verkeerde denke lei tot onnadenkende woorde. En onnadenkende woorde, as dit eers gesê is, en onopregte optrede teenoor mekaar, as dit eers beoefen word dit nie maklik uit mense se geheue gewis nie. Dit bly vassteen. Verkeerde woord aan 'n verkeerde medegelowige, bring 'n verkeerde letsel in sy lewe. Onnadenkende woorde en optrede laat noodwendig letsels na. Letsels op mense se lewe vir wie Christus gesterf het. Kom ons maak Jesus die maatstaf van ons lewe. Dan sal sy beeld al meer in ons na vore kom. En sal ons die mense benadeel en seermaak met woorde en optredes wat nie pas by Christus. Ek kom nou by die laaste kleed. Dit is 'n koningskleed. Ek noem hom die koningskleed. As jy nou julle kas oopmaak by die huis, is daar nie dalk iewers net 'n kledingstuk wat jy die meeste van hou. Dit is my die mooiste. Ek hou van daai rok, daai pak klere, daai hemp of wat ook al. Nou hierdie laaste een is ook so. Dis die mooiste kleed in ons klerekas.
In Galasiërs 3 vers 7 staan daar, want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Romeine 13 vers 14, beklee julle dan met die Here Jesus Christus. Wat 'n kleed! 'n goddelike kleed by uitstek, uit die hemel vir ons neergegee, daai aand in Bethlehem, in 'n krib, stal, maar dit was 'n koningskleed. 'n kleed om ons mee vir God te tooi, te versier, by uitstek, om ons te beskerm teen die sonde. Hoor wat sê Paulus, beklee julle met Jesus Christus, en sorg dan sodat julle sondige aard nie sy drange bevredig. As ons Jesus aan het, dan gaan ons mos nie vuil klere oor hom aantrek nie. Die vuil klere van die sonde nie. Maar geklee met Jesus Christus, kan ons in hierdie wêreld wees soos die geur van Christus tot eer van God. Die geur van die lewe tot die lewe. Dan kan ons 'n brief wees. 'n brief wat nie geskryf is met ink nie, maar wat geskryf is met die lewende gees van God. Nie op kliptafels nie, maar hier in my hart. Vir ander mense om te lees, dat hulle kan lees wat lewe reis hier in my are, Christus. En dan beloof Jesus in Openbaring nogal interessant. Hy sê, die mense wat hulle lewe, dit wil sê hulle klere, hulle geestelike klere nie in hierdie wêreld besoedel het, sal dan saam met my wit klere dra. En wit klere in Openbaring beteken verheerlikte lewe by hom. Ag mense, dit was net 'n paar enkele kledingstukke vir die Bybel, uit die Bybelse klere om. Kom ons maak ons geestelike klerekas vol met die klere wat daar in die Bybel vir ons aangebied word. Die Bybel is vol kosbare deugde waarmee ons God kan verheerlik. En met 'n klerekas vol daarvan, dan kan ons gaan staan en vir ons klere uitsoek wat nou pas by die geleentheid waar ons is. Want soms dan kom daar 'n tyd wat God sê, betoon liefde hier. Wees daar geduldig. Wees hier verdraagsaam. Vergewe daar. Dan trek jy dit uit jou klerekas, jy trek dit aan en jy doen dit. En daarmee kan ons vir God verbly. En ons medemens opbou in die geloof. Ek wil afsluit met hierdie woorde. Ons innige strewe moet daarom altyd wees dat ons versier en gekleed met die Bybelse deugd, dat ons die goedheid en die liefde van God sal uitstraal na mense en na 'n wêreld wat dit soms so broodnodig het, om net te weet daar's 'n God wat goed is en wat my liefhet, en ek kan dit in jou sien. Amen.